Geliefdes, ons het verlede week gekyk na die chaos wat ontstaan het by Jesus se eerste preek, sy intreepreek daar in Nasaret. En nou gaan die verhaal voort en ons gaan vandag bietjie kyk na die roeping van sy eerste disippels en kyk wat daar gebeur het. Nou kom ons bid net eers saam voordat ons dan saam lees uit die Bybel uit. Here, ons het sopas gesing dat as U vir ons raad gee, sal ons nie dan luister nie. As U vir ons lei op die pad, sal ons U nie volg nie. En Here, dit is wat ons so graag wil doen. As U met ons praat, dan wil ons luister, ons wil hoor. En as U vir ons lei, dan wil ons vir U volg. En ons wil bid, Here, dat U deur U woord vandag met ons sal praat op 'n manier dat ons gemotiveer word om te luister en om te volg. Ons vra dit in U naam en tot U eer. Amen. Ons gaan die eerste 11 verse van Lukas hoofstuk 5 saam lees. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaretmeer staan en vir die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon is natuurlik die ander naam vir Petrus, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op U woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se voete neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Geliefdes, ek onthou so 'n klompie jare terug, was daar 'n storie, was oor die nuus gewees van 4 susters. Ouerige mense, hulle het gewissel in ouderdom van so om en by 70 tot, ek dink die oudste een was 85. En hulle het mekaar toe uitgedaag om met 'n valskerm uit 'n vliegtuig te spring, so ongeveer 3000 meter bo kan die aarde. En hulle het dit gedoen en hulle het oorleef en hulle het 'n storie gehad om te vertel daarna. En my kinders het nogal gedink, hulle ouma is cool toe sy op 70 jaar, op haar 70ste verjaarsdag, by 'n supertube afgegly het. Ek kry die indruk dat hierdie hinkering na avontuur al hoe groter word onder ons mense. Daar's iets van om jou kragte en jou deursettingsvermoë tot die uiterste toe te beproef. Of om sommer net iets te waag wat jy nog nie voorheen gedoen het nie. Dis asof baie mense moeg geword het vir hierdie vervelige lewe waarin ons leef en dat hulle op soek is na nuwe uitdagings. Toe my kinders jonger was, het hulle gereeld die Midmarmyl gaan swem. En ek het my altyd verstom om te sien hoe jong die kinders is wat al reeds daardie dam kan deurswem. Ek gaan kyk maar jaar na jaar na die
Comrades Marathon en die Two Oceans, en dan sien jy hoe daai getalle toeneem jaar vir jaar. Om nie eens te praat van al hierdie tydskrifte wat mens kry, wat mense jou uitdaag met jou 4x4 allerlei avonture aan te pak nie. So 'n tyd terug het ek en Johanna daar by die huis 'n dokumentêre film gekyk. Die film se naam is Free Solo, wat handel oor 'n persoon wat teen berge en teen kraanse opklim, waar geen mens dit nog ooit gewaag het om uit te klim nie, sonder enige toue of ander veiligheidsmeganismes wat hy saam met hom vat, om te keer dat hy hom nie doodval nie. En dis alles iets van hierdie uitlokking wat mense het. Vergeet van jou veiligheid. Vergeet van die gevaar wat daar is. Vergeet van die koste. Vergeet van jou brein wat vir jou sê jy moet jou kop laat lees as jy hierdie dinge wil doen. Doen dit net. Wees roekeloos vir 'n slag en gaan beleef 'n avontuur. Maar geliefdes, kom ons vergeet vir 'n oomblik van die uitmergelende staproete daar deur die Visrivier Canyon, of die opwindende 4x4 tog deur die Kalahari, of die vermoeiende uitklim van berg Kilimanjaro of Mount Everest. Kom ek vra vir jou vanoggend, wanneer laas het jy 'n geestelike avontuur beleef? Wanneer laas in jou lewe het dit gebeur dat jy die Here roekeloos vertrou het? Teen alle logika in. Eenvoudig net omdat jy geweet het, dit wat die Here van my vra, is wat ek wil doen. Op sy woord sal ek doen wat hy my vra. Die bekende sanger Jannie de Tooy sing in een van sy Hollandse liedjies van 'n sekere persoon met die naam Piet. En Piet het sy lewe lank gehinker daarna om te reis, en veral wou hy reis na die Golf van Mexiko. By elke keer het daar iets gebeur, dan toe sy getroud en toe sy kinders en toe sit sy werk wat hom vashou, en nooit het hy daarby uitgekom om te reis nie. En dan vertel die liedjie hier aan die einde van hoe dat Piet op sy ou dag daar voor die televisie sit, en daar's 'n program aan op die televisie wat juis handel oor die Golf van Mexiko. En hy dink so met heimwee terug oor sy lewe en hoe graag hy daar sou wou gewees het. En dan sit Piet en hy dink aan sy eie lewe, hy neem dit so half in oënskou. En dan is die oordeel, en so sing Jannie de Tooy dan, as hy kyk na sy lewe, hy vind dit net maar so. Hy vind dit net maar so. Al sy drome om 'n opwindende lewe te hê, al sy drome wat hy gehad het om te reis, al sy drome wat hy gehad het om met 'n skip na die Golf van Mexiko toe te gaan, was daarmee heen. En dit was nou te laat. En elke keer as ek luister na daai liedjie, dan vra ek myself die vraag af, vir hoeveel mense is dit waar in hulle geestelike lewens, dat hulle lewe uiteindelik uitloop onder hulle, en as iemand vir hulle op hulle ou dag sou vra, vertel vir my van jou geestelike lewe, hoe was dit? Dat hulle dalk sal moet antwoord, ek vind dit net maar so. Dit was daar, ja. Ek het my lewe lank geglo. Ek was my lewe lank 'n Christen. Maar niks opwindends het ooit in my geestelike lewe gebeur nie. My geestelike lewe was eintlik nooit 'n avontuur gewees nie. Wat sou die rede hiervoor wees? Wat sou die rede wees vir hierdie onopwindende geestelike lewens wat die meeste Christene beleef?
Sou dit nie dalk wees omdat ons ware Christendom, ware disippelskap verwar het met kerkbywoning nie, of om nie kerk by te woon nie, hoe dit ook al is, dat dit eintlik alles waaroor ons geestelike lewens gaan, of miskien elke dag 'n stukkie te lees uit die Bybel uit, maar eintlik niks meer as dit nie. Verder gaan ons maar net rustig voort met ons lewens, tot die volgende keer wat ons maar weer kerk toe kom, of die volgende keer wat ons maar weer 'n stukkie uit die Bybel lees. Om 'n disipel, 'n volgeling van Jesus Christus te wees, broer en suster, is iets anders as blote godsdienstigheid. Dis iets anders as om jou naam opgeteken te hê in 'n lidmaatregister van 'n gemeente. Dis iets anders selfs as om op 'n kerkraad te dien, of om op een of ander kommissie van die kerkraad te dien. Disipelskap is iets wat insny in jou hele lewe in. Iets wat begin aanspraak maak selfs op jou diepste oortuigings en jou gewoontes. Iets wat dalk van jou opoffering eis, wat jy nog nooit bereid was om te maak nie. Maar geliefdes, hoor my vandag, dis iets, en ek kan dit vir jou waarborg, wat jou lewe so sal verander, op so 'n manier sal beïnvloed, dat jy nooit weer dieselfde sal wees, as jy dit eers een keer ervaar het nie. As jy eers een keer die keuse gemaak het, ek wil hê, my geestelike lewe moet 'n avontuur wees. Want om 'n disipel van Jesus Christus te wees, is 'n avontuur. Daar word gesê dat hierdie mense wat so met al hierdie dinge besig is, bergklim en wat ook al, hardloop, dat hulle eintlik naderhand verslaaf raak aan adrenalien. En daarom is hulle altyd op soek na meer, iets groters, iets meer uitdagings in hulle lewe. Maar dieselfde geld in ons geestelike lewens. As jy eers begin agterkom het, wat dit beteken om onvoorwaardelik die Here te gehoorsaam, dan gaan jy nooit weer dieselfde wees. Dan gaan jy nooit weer tevrede daarmee wees, om maar net 'n gewone en 'n oninteressante en 'n saai geestelike lewe te hê nie. Wanneer kwalifiseer iemand om 'n disipel van Jesus te wees? Sou dit wees as jy 'n goeie spreker is? Sou dit wees as jy 'n onbesproke karakter het? Sou dit dalk wees as jy met 'n onuitblusbare ywer en entoesiasme die evangelie van die Here verkondig? Nee. As ons kyk na hierdie verhaal van die roeping van Petrus, dan lyk dit vir my asof daar ander norme geld as ons praat oor disipelskap. En daar's 4 dinge wat hier gebeur in Petrus se lewe waarna ek vandag wil kyk. En ek dink 4 dinge wat in elkeen van ons se lewens moet gebeur as ons wil praat oor ware disipelskap. As jy wil hê dat jou geestelike lewe 'n avontuur begin raak en nie maar net aangaan van dag tot dag nie, dan is daar minstens hierdie 4 dinge wat in jou lewe moet gebeur. Die eerste ding wat ons raak sien hierso, is dat Petrus totaal en al deur Jesus in beslag geneem word. Dit begin daar in vers 3, as Jesus by Petrus se skuitjie kom, en Jesus dan vir hom sê, ons lees daarso dan, Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Daardie ding wat Petrus se middel tot 'n inkomste was, sy vissersboot, word hier deur Jesus vir homself opgeëis,
sodat hy die mense vanuit hierdie skuit kan begin onderrig. En iemand het een keer in 'n boek wat ek gelees het gesê, dat Jesus altyd beslag neem van ons besittings, as teken daarvan, dat ons volledig aan hom behoort. Dis hoekom ons ook altyd, as ons na die kollekte opgeneem het, vir die Here sê, hierdie is eintlik niks, hierdie bietjie geld wat ons gee, is eintlik niks, maar eintlik is dit 'n teken daarvan, 'n simbool daarvan, dat ek my hele lewe en alles wat ek het, vir die Here wil oorgee. Dit is wat hier met Petrus gebeur. Dit wat Petrus tot op daardie oomblik nog as sy persoonlike eiendom beskou het, daai skuit van hom, word skielik 'n middel in die hand van die Here Jesus, waardeur die evangelie aan mense verkondig kan word. Ons probleem is, dat as ons agterkom, dat die Here iets vir homself wil begin opeis in ons lewens, as hy dalk beslag wil hê op iets wat aan ons behoort, om dit te gebruik op 'n manier, dan is ons so vinnig om met ons logiese redenasies onsself daarvan te oortuig dat die Here tog nie hierdie dinge letterlik kan bedoel nie. Ons kan tog nie letterlik regtig dink dat die Here alles van ons wil hê nie. En is dit nie dalk die rede waarom die meeste van ons geestelike lewens so saai en oninteressant begin word het nie? Ons wil ons lewens beheer. Ons wil ons besittings beheer. Ons wil ons geld beheer. Om die waarheid te sê, ons wil eintlik vir God ook beheer. In steede daarvan, dat hy ons beheer. Neem my goud en silwer, Heer, niks noem ek my eie meer. So sing ons. Maar bedoel ons dit regtig? Bedoel ons dit? Soos in Petrus se lewe, is dit ook die plek waar God in die meeste van ons lewens sal begin werk, om vir ons te sê, dit wat ek tot dusver my eie genoem het, dit wat ek gesê het, hierdie behoort alles aan my, dat die Here kom, en hy sê, nee, jy het 'n fout gemaak. Dit behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan die Here. Want God wil dit wat jy het, gebruik in diens van sy koninkryk. En dan gaan Jesus nog so 'n stappie verder met Petrus. Nadat Jesus gepreek het, hy die mense onderrig het daar uit die boot uit, beveel hy in vers 4 vir Petrus om die diep water in te vaar en om sy net uit te gooi om vis te vang. En wat Jesus hier van Petrus vra is eintlik 'n bietjie belaglik. Elke professionele visserman het geweet, daar by die see van Genesaret vang jy nie in die dag vis nie. Jy doen dit in die nag. As jy daar vis wil vang, moet jy die bereid wees om in die nagte te werk en in die nagte jou vis te vang. Maar Jesus sê vir hom nou in die dag, gaan vang jou vis. En wat is Petrus se reaksie? In vers 5 sê hy, meneer, op u woord sal ek die nette uitgooi. Petrus handel hier in die geloof as hy instem om wel die nette te laat sak. Nie geloof in sy eie vermoëns as visserman nie, want hy het maar al te goed geweet, hy gaan niks vang in die dag nie, dat daar geen kans is dat hy vis sal vang nie. Nie geloof in die gety of in die maan nie, want hy het reeds beleef daai vorige nag dat hulle geen vis gevang het nie. Maar Petrus tree op met geloof in die Here self. En dit, lyk dit vir my, is 'n kenmerk van 'n disipel van die Here Jesus. Iemand wat in die geloof optree. Iemand wat nie noodwendig vooraf weet wat die uitslag, die resultaat gaan wees nie. Maar iemand wat weet wat die opdrag is.
Disippelskap is nie in die eerste plek om te steun op jou eie ervaring nie, maar om te luister na die stem van die Here. Om soms teen alle logiese verklaringe in, teen alle insig in, teen die feite van die begroting in, teen die openbare mening in, radikaal gehoorsaam te wees aan die Here Jesus. Dis die tweede ding wat met jou gebeur, as jy wil hê dat jou verhouding met die Here in 'n avontuur gaan verander. Die eerste het ons mos gesê is om jouself en jou besittings, alles, tot beskikking van die Here te stel. Die tweede is vertrou op die Here en voer sy opdragte uit. Selfs sou alles in jou vir jou sê dat jy jou kop moet laat lees as jy dit doen. Meneer, op u woord sal ek die nette uitgooi. En as Petrus dit doen, dan vang hulle soveel vis dat die nette daarvan wil skeur. En daar het Petrus 'n avontuur saam met Here Jesus begin. Toe hy vir hom gesê het, op u woord sal ek dit doen. En Petrus se saai oninteressante lewe as 'n visserman verander daar in 'n avontuur saam met die Here Jesus. En dan val Petrus voor die Here neer en hy sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. En dis asof Petrus skielik besef dat daar in 'n disippelskapsverhouding met die Here nie plek is vir hom en vir God nie. Petrus, die man wat oënskynlik so selfversekerd is, selfs 'n bietjie voor op die wa is, as ons die latere verhale van hom lees, wat in sy latere lewe die een is wat voorloop as leier van die groep disippels, wat die hele tyd besig is om hulle te motiveer. Hy besef skielik daar dat hy in homself niks is nie. En hy verkrummel as dit ware daarvoor die Here Jesus. Hy sterf daar in homself sodat hy bruikbaar kan word vir God. En dis die derde belangrike eienskap van 'n disipel van die Here. Elke ware disipel van die Here moet ook hierdie proses deurgaan van sterf aan jouself. Terwyl ons nog wil probeer vashou aan ons eie talente en ons eie vermoëns, terwyl ons nog glo dat ons goeie disipels is, omdat ons self oor belangrike lewenskwaliteite of leierseienskappe beskik, is ons juis nie bruikbaar vir die Here nie. Solank ons nog op onsself vertrou, kan die Here ons nie gebruik nie. Dit gaan nooit oor my nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Dis oor wie dit gaan. En daarom bereik jy 'n punt wat jy voor die Here neerval en 'n totale afhanklikheid vir die Here sê, neem oor, neem my lewe oor, sodat ek bruikbaar kan wees vir U. En die gevolg hiervan is dat die Here aan hom sê dat hy voortaan 'n visser van mense sal wees. En hier vind ons 'n radikale omkeer in die lewe van Petrus. Op daardie oomblik het Jesus Petrus se lewe met 'n nuwe inhoud kom vul, sodat niks wat vorentoe in sy lewe sou gebeur, ooit weer dieselfde sou wees nie. En dis die vierde ding wat met Petrus gebeur. Ons lees daarvan in vers 10 en vers 11, dat die Here vir hom 'n nuwe visie gee, wat hy voortaan in sy lewe gaan gebruik. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Hulle het alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Later in die boek Handelinge, dan lees ons hoe dat Petrus homself volkome in diens van die Here stel, en hoe dat duisende mense tot bekering kom deur sy prediking. Dan sien ons hoe hierdie belofte wat die Here daar vir hom gemaak het, daar by die see van Galilea,
dat die Here daai belofte laat waar word in sy lewe. Kom ons kyk weer na hierdie 4 dinge wat moet gebeur as jy jou doodgewone geestelike lewe, jou saai oninteressante geestelike lewe wil verander in 'n avontuur. Die eerste ding wat ons by Petrus leer, stel jouself en alles wat jy besit tot beskikking van die Here. Die tweede ding, vertrou die Here en voer sy opdragte uit, selfs al sou alles vir jou sê dat jy jou kop moet laat lees. Die derde ding, jy moet aan jouself sterf, sodat jy bruikbaar kan wees vir die Here. En die vierde, stel jouself oop vir 'n nuwe visie van wat die Here deur jou lewe wil bereik. En dit wat hier in Petrus se lewe gebeur het ook in die lewens van die ander disippels gebeur. In sommige gevalle was dit dalk 'n bietjie langer proses gewees, maar in almal van hulle se lewens het dit op een of ander stadium gebeur dat hulle bereid was om alles wat vir hulle belangrik was in diens van die Here te stel. Dat hulle bereid was om alles wat hulle besit aan die Here te gee, sodat hy dit kon gebruik tot uitbreiding van die koninkryk van God. In almal van hulle se lewens het dit gebeur dat hulle 'n keuse tot radikale gehoorsaamheid gemaak het. Selfs ten koste van alles wat vir hulle belangrik was, selfs ten koste van hulle eie lewens, in die meeste gevalle, met die uitsondering van Johannes, waar al die disippels uiteindelik gesterf het, omdat hulle in Jesus geglo het. Op u woord, Heer, sal ek dit doen. Dis wat almal van hulle gesê het. Ek noem dit roekelose gehoorsaamheid. Soms teen jou eie beterwete in, teen jou eie logika in, maar wetende dat dit die wil van die Here is, dat jy hom sal gehoorsaam. In elke disipel se lewe moes dit kom, dat hulle aan hulle self gesterf het. Dat hulle moes besef, dat dit nou nie meer gaan oor hulle eie vermoëns nie. Dit gaan nie meer oor hulle nie. Dit gaan oor die Here. Dit gaan nooit oor my nie. Dit gaan altyd oor Jesus. En dan kom vestig die Here in hulle lewens 'n nuwe visie, 'n koninkryksvisie. En hulle begin om daarvoor te werk. Kan ek jou vra vanoggend? Hoe lyk jou geestelike lewe? As jy dit nou moet opsom, sou jy dalk ook vanoggend sê, ag, dis maar so. Of is jou geestelike lewe 'n avontuur? Verbeel jou vir 'n oomblik, jy sit daar langs die meer van Genesaret, moedeloos, die hele nag gespook om vis te vang, die nette uitgegooi en ingetrek en uitgegooi en ingetrek, en niks om te wys daarvoor nie. En dan oor die sand kom daar 'n man aangestap met wit klere aan. En hy sê vir jou, ek soek jou boot. Stoot hom vir my daar in die water in. Ek wil preek van hierdie boot af. En as hy klaar gepreek het, dan sê hy vir jou, kom ons gaan so 'n bietjie dieper in. Dan gooi jy jou nette uit, aan die ander kant van die boot as wat jy normaalweg doen. En jy weet, jy mors jou tyd. Wat sou jy gedoen het? Sou jy geluister het? Of sou jy vir hom gesê, dit help nie, ons doen dit nie. Dit gaan nie werk nie. Ek het die hele nag probeer, had niks gebeur nie. Niks vis nie. Ek gaan nie my tyd mors nie. Die antwoord hierop, dink ek, gaan iets bepaal van hoe jou geestelike lewe vorentoe gaan lyk. Of jou geestelike lewe ook maar so gaan wees,
vir die res van jou lewe en of dit gaan ontwikkel in 'n opwindende avontuur. Is jy bereid om voor die Here te kniel en om alles op die altaar te plaas ter wille van hom? En as die Here vir jou 'n visie gee van wat hy deur jou lewe wil bereik, sal jy bereid wees om hom hierin te volg. Here, bewaar ons daarvan, dat ons ooit weer tevrede sal wees met 'n geestelike lewe wat maar net so is. Want op u woord, Here, op u woord sal ons doen wat u vra. Hemelse Vader, mag dit regtig elkeen van ons se gebed wees. Dat u ons bereid sal maak om alles op die altaar te plaas vir u. Dat u ons bereid sal maak om radikaal gehoorsaam te wees aan u woord. Here, bewaar ons daarvan, dat ons die dag op ons sterfbed lê en terugkyk op ons geestelike lewens en sê, my hele geestelike lewe wat ek gehad het, was maar so. Maak dit vir ons 'n avontuur, Here. Verander ons, dat dit 'n avontuur kan word. Ons bid dit in u naam. Amen.